Amen. Gaan dit goed met julle vanavond? Amen. Is julle weer lus om die Here te dien? Aanhou dien. Daar's daarom te veel mense wat kwaad is na volgende dien, nee. Ek grap daarom net. Ek wil gou met julle skrif deel wat ek Vrydagoggend by die Here gekry het. In Johannes 4 vers 23. Hy sê maar daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid moet dit in gees en waarheid of moet hom in gees en waarheid aanbid. Amen. Amen. Vanaand sluit net die woord. Here, ons kom vanaand en ons wil bietjie dat ons hart verlang na U Jesus. Ons hart verlang na U Gees, Here. Daar vanaand waar ons hier so sit, Here, vra ons dat U sal kom omwaai by ons, Here, van sitplek tot sitplek. Here, dat U sal die diens kom oorvat en die Gees sal dit oorvoed vir ons vanaand, Here. Elke persoon wat hier so is, Here, vra ons dat U sal ons seën, Here, die musiekante wat speel vanaand. Here, dat U sal geëer word, Here, elke klank en elke simbool, dat Here U naam sal groot gemaak word. Here, dat ons sal U kom dien vanaand, Here, en dat ons sal U aan U liefde gee. Dankie, Here, vir die bloed van Jesus vir elke een, en oor die prediker vanaand, dat U sal ons kom dien, en ons sal ons kom seën in Jesus se naam. Amen en amen. Ons eerste koor is die gemeente en dan hierdie lof. Come to
soos 'n miswolk wat net nie bo ons hang. En wat bring die Here af na ons? Wat laat hom toe om onder ons te kom woon? Die lofsange van die volk. Hy leef onder die lofsange van sy volk. Laat die Here in liefde aanmoedig en bemoedig. Kan ons vanaand sing en die Here loof en prys in gees en in waarheid, sodat daai wolk wat net hier bo is, kan afkom. Halleluja, ons gaan ons hê hy moet beweeg. Ons raak besig met die Here. Thank you, Lord. Prys die Here. gewandel vanavond. Nou wat ons saam met die Here gewandel het, en ons steeds saam met hom wandel, is om ons iets wat in ons harte gebeur. Wat gebeur in ons harte? As ons saam met die Here wandel, ons iets niets wat in ons harte gebeur. Nou goed, nou iets niets gebeur, nou gaan ons sê dit is ware. Dis môre, want ons kan ons nie wag vir die dag van môre. Môre werk ons weer, ons gaan nie geld verdien.
Prys die Here. Laasweek of die week wat verby is, toe ek nou by die dokter was, toe is ek nou al klaar verkouerig. En toe hulle die skout doen, toe was ek nou by die keel bietjie verder steur. Maar ek dank die Here dat hy my uitgehelp het om vanoggend te kon sing. Want ek het 'n lied op my hart gehad wat ek wou afgee. En ek dank die Here dat hy nog steeds maak nie saak met omstandighede. Dis tydelik. Ek is nie bekommerd nie, want ek weet ek dien 'n God wat lewe. En ek weet ook as ek my alles vir die Here gee, maak nie saak wat ek weer van die pastoor, maak nie saak hoeveel toetse ek nog deur gaan nie. Dit is meer rede om van Jesus te praat. Met hoeveel meer mense kan aanraking kom, hoe meer kan ek sê, maar God is goed. Ten midde van, ten spyte van, maak nie saak wat ek deurgaan nie, as die liggaam nie wil nie. Die gees is nog steeds sterk. As die liggaam moeg is, dan sal ek maar bietjie lê en rus. Maar my gees en my hart gaan nie rus nie. Ek gaan nie stil bly nie. Want God is goed, ongeaard. Ek prys hom daarvoor.
Prys die Here. Thank you, Lord. Ons koning leef. Amen. Hy het opgestaan. Hy het elkeen van ons op 'n unieke manier gemaak. Elkeen van ons op 'n unieke manier kom ontmoet en die wêreld kom haal. Ons almal wat op die myn gewerk het ander versadig wat jy voorgehou het, is harde man. Jy is die en die. Maar ons het nie tyd gehou of rekenskap gehou met die Here, die kinders van die harte nie. En ek dink dat ons mense wat op die myne werk so hartjies maar bitter kry. As die Here na ons kant toe kom, dan loop die trane. En ons alleen as ons getuig van sy goedheid. Dan moet ons nie nou ander loop die trane, want hy is die koning van die koning. Hy is elkeen van die myne wat hy kom haal het. Het ook op 'n unieke manier gehaal. Dus sit ek weer terug dat die tyd toe my kom haal het. En ek kom haal wat in die gatters geleed. En my eie moed van stukke. Maar na my gereed is dat my heel gemaakt en die stuur my op die pad terug waarvan ons vir waar af gekom is. Met 3 kater word allerlei die pak en dan kom sy dus die selfe man daar en sê julle ken nie die Here wat my kom uithaal het. Ik zal het nooit in mijn leven vergeten. Er was een hartstikke dag in de eerste paar maanden dat ik bij familie heb mij afgeschreven. En er wordt niks met mij te doen gehad. Ik wil het een keer een stuk dan maar niet 3 maanden later dan ga ik in dezelfde plek is. Maar dat was vanaf ik voordat verwacht. Die Heer dat mijn familie een keer wat niet zo staan. Allemaal dat ik meer dat er een meer staan. En ik heb hier dat niet zeggen. Later dat ik mijn familie zo wil beginnen opgaan. En het nader en nader gekomen mee. En dan niet nader aan mij gekomen doen, dat is niet goed wat binnen mij is, dat is gezoek. En dat die Heer gezoek en ik gezoek mij nou hoor. Het prijs zijn we nog een keer. Thank you, Lord. Soos nie. Glo ons in werke van die Heilige Gees. Amen. Amen. So wie nou nie vanaand lampies in hulle of olie in hulle lampies nie. Wie wil vanaand so 'n bietjie moeg, bietjie mat, bietjie onderdeur terwyl ons nou oor die sing. Jy weet wat is die olie, nee? Wat is die betekenis van die olie? Heilige Gees. Wie is hoekom het hulle die konings gesalf?
moet hulle sterk wees het aan die Elsa. Wat sê julle? Wat sê julle? Hoekom is hierdie salwing vir ons so belangrik? Hoekom wil dit ons krag kry? Hoekom het ons hierdie salwing nodig? Ons het dit saam met die Heilige Gees nodig. Maar weet jy wanneer jy iets anoint, dan trek jy dit een kant toe, want dit is gesalf. Want hy het toe koning Dawid gesalf was hy daar die weg van almal af gesalf. Maar nie almal was gesalf. Nie almal kon die salwing soos hy ervaar het nie, want hy was uitgekies. Nou die Here het ons verniet gegee, om dit te ontvang vanaf, om dit uit te gaan deel. Want ander moet ook onder die salwing inkom. Ander moet ook gesalf word. Nou ek wil jou weer vra vanaand. Ek moet nou nie vanaand talm. Ons is mos nou nie bang nie, ons is mos nou nie skaam nie, ons dien ons almal die Here saam. As jou lampie vanaand 'n bietjie leeg is, kom vorentoe. Kom. Kom. Wil nie dat ons jou smeek nie, asseblief.
dinge wat hier van gebeur, dis lekker. Maar iets kom my gees op, het jy al ooit gehoor van 'n victory lap? 'n oorwinnings loop nie. Al ooit van dit gehoor? Nog nooit, wie het nog nooit van dit gehoor nie? Ja, Tannie, so die Springbokke met die laaste wêreldbeker het dit gedoen, as jy nou nie die wêreldbeker eindstryd gekyk het nie. Maar as hulle nou klaar gewen het en hulle die beker, toe loop hulle nou so reg rond op die veld en hulle gaan sê vir almal dankie. Julle het dit al gesien. So halleluja, ek weet nie van jou nie. Maar ek wil vanaand in hierdie kerk vra. Moet ons so 'n bietjie 'n victory lap hou. Ons moet die Here dankie sê vir die oorwinning wat hy vir ons gegee het. Die grondgebied wat hy vir ons gegee het. Dat ons van jaar kan verkeer tot die Here verheerliking van sy naam. En dan terwyl ons dit nog maar hardloop. Ek is jammer, ek gaan julle nou nie verder kan lei in dit nie, maar laat ons sing dalk God's got an army marching through his land. Yes.